met u praat oor, met God is alles moontlik. Weet julle, in ons lewens, almal van ons, ek en jy, ons het altyd aanvegtinge. Ons het altyd dinge wat na ons kant toe kom, situasies wat ons moet hanteer. Partykeer voel jy, Here, ek sukkel dalk met gesondheid, ek sukkel dalk met finansies, ek sukkel dalk met een of ander stryd in my lewe, wat jy vandag voer. En dan kyk jy na jou situasie en dan sê jy, Here, my situasie is hopeloos. Vader, dit is onmoontlik. By God is alle dinge moontlik. Amen. God kan jou situasie in een oomblik verander. Ons gaan vir u wys in die Bybel, hoeveel keer het die Here mense se situasies kom verander. Hoeveel keer die Here gekom en gesê, weet jy wat, dis nie die einde van die pad nie. Daar's altyd 'n lig. Amen. Solank as wat Jesus leef, is daar altyd 'n lig. Ek sê altyd vir mense, as my vrou, hoe gaan dit? Dan sê ek sal moedeloos word as die Here doodgaan. En dit gaan nie gebeur nie. So ons het nie rede om moedeloos te word nie. Matteus 19 vers 26. Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle moontlik. Alle dinge moontlik. Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, Here, of jy sê, pastoor, ken jy my situasie? Ken jy my omstandighede? Weet jy wat my agtergrond is? Weet jy waardeur ek nou gaan? Jy verstaan nie waardeur ek gaan nie. Hier het hierdie ouens, die Here die gepraat van die ryk man, en die Here het gesê, dis makliker vir 'n ryk man om deur die oog van 'n naald te gaan, vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om hemel toe te gaan. En die Here sê vir die ryk man, gaan verkoop alles. En die disippels sê, Here, wie kan gered word? En Jesus sê, by God, alle dinge moontlik. In jou situasie vanoggend is daar 'n hoop. Daar is 'n antwoord. Jesus Christus is my en jou antwoord. Hy het nie verniet aan hy kruis gesterwe nie. Die Bybel sê hy het die straf gedra. Hoekom? Dat ek en jy die vrede van God kan hê. As jy nie vanoggend vrede het nie, moet jy vir die Here vra, Here, wat is dit wat ek toelaat wat my vrede steel? Want weet jy wat is vrede? Die Bybel sê die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar van nou af tot in ewigheid. En as hy praat van vrede, dan praat hy van die Heilige Gees. As die Heilige Gees binne in jou kom woon, beteken dit nie jy het nie aanvalle nie. Dit beteken nie jy gaan nie voel, Here, ek is nou moedeloos nie. Maar die vrede wat jy het, is dat God altyd 'n antwoord het. Is dat God altyd in jou situasie gaan deurkom vir jou. Dat hy jou gaan help, maak nie saak hoe nie. Hy gaan jou help. Ek wil jou waarborg vanoggend. Al voel jy, Here, ek is op moedverloorse vlakte. Daar's altyd 'n lig aan die tonnel. Jesus Christus het opgestaan, hy leef tot in alle ewigheid. En omdat hy leef, sien ek en jy kans vir môre. Omdat hy leef, kan ons aangaan. Wat is die natuur van God se krag? Weet julle, God het 'n onuitputlike krag. Hy het 'n onuitputlike sterkte. Hy het 'n onuitputlike heerlikheid. Sy natuur is om aan die mens goed te doen. Die mens se natuur is om sonde te doen. Amen. Ons as mens, sê die Bybel, van die begin af het ons sonde gedoen. Maar God se natuur is om die verhouding te kom herstel. Om vir my en jou te openbaar wat ek en jy vir hom beteken. En omdat hy so lief is vir my en jou, wil hy hê ek en jy met die beste geniet. Hy wil hê dit moet met ons goed gaan. God is almagtig en wonderbaar. Weet jy, in jou situasie vanoggend wil God vir jou 'n wonderwerk doen. Hoekom? Want hy is almagtig om dit te kan doen. Maar hoe is jou uitkyk in jou situasie vanoggend? Wat glo jy oor jou situasie? Wat glo jy van God? Hoe sien jy God? Jeremia 33 vers 27 sê, hy sê, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees. Sou enige ding vir my te wonderbaar wees. En omdat hy almagtig is niks vir hom te wonderbaar nie. Niks is vir hom te wonderbaar nie. Kom ons kyk bietjie wat gebeur met Josua. Josua is besig om die geveg te wen. Dit raak donker. Josua sien ons gaan dit nie maak nie. Ons gaan nie hierdie ouens almal verslaan nie. En wat doen Josua? Kyk bietjie hoe tree Josua op. Josua 10 vers 12. Toe het Josua met die Here gespreek op die dag dat die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het en voor die oë van Israel gesê, son staan stil in Gibeon en maan in die dal van Ajalon. Toe staan die son stil en bly die maan staan.
totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande. En dan sê hy die wonderlike skrif in vers 14. En daar was geen dag soos hierdie een, voor hom en na hom, dat die Here na die stem van 'n man geluister het nie. Want die Here het vir Israel gestry. Is dit nie wonderlik nie? Een man bid. Hy sê, Here, ons kan nie nou ophou nie. As ons nou ophou, gaan hierdie ouens ontvlug. Dan het ons nie regtig hierdie geveg gewen nie. En hy bid, en Josua bid, en hy sê, Here, laat die son stil staan, laat die maan op sy plek bly waar hy is. En God doen dit. En weet jy, die geskiedkundiges het nou so paar jaar terug, ek dink so 5 of 7 jaar terug, het hulle agtergekom. Daar's 'n kwart dag in die ganse geskiedenis wat iewers heen verdwyn het. En dit was daai dag waar die Here na die stem van 'n mens geluister het. Weet jy, God luister na jou, want hoor wat sê in hy laaste gedeelte. Hy sê, want die Here het vir Israel gestry. Stry die Here vir jou ook vandag? Amen. Hy stry vir jou, hoekom? Want as ek en jy in Christus is, behoort ons aan hom. As jy jou hart vir die Here gee, as jy Jesus aanneem, volgens Johannes 1 vers 12, hy sê, dan gee ek jou die mag om 'n kind van God genoem te word. Wie van julle wat God se kinders is? Wie van julle gaan nie wil goed doen aan jou kinders nie? Wie van julle gaan vir jou kind sê, "Ons alright, kom op jou eie klaar, ek klaar met jou." Ons doen dit nie. God doen dit ook nie met my en jou nie. Hy sê, en God sal vir jou stry in jou situasie vanoggend. As jy jou situasie wil verander, begin 'n bietjie lewe spreek. Begin 'n bietjie soos Josua sê, "Oké, Here, as U wil hê ons moet wen," want waaroor het dit vir Josua gegaan op daai stadium? Nie oor homself nie, nie net oor die Israeliete nie, maar dit het gegaan oor God se saak. Want as God hulle antwoord, dan kry God die eer. Dis wat in alles, dis hoekom ons getuienis vra. Want weet jy wat, as God jou geantwoord het, as God iets in jou lewe gedoen het, moet ek en jy hom eer. Dis wat hy van ons vra. Hy wil hê ek en jy moet hom eer. Hier het Josua gebid en daai son het stil gestaan. Weet julle, die Here is die skepper van alle dinge? En omdat ons lees in Genesis 1 vers 1, in die begin, het God die hemel en die aarde geskep. As hy die hemel en die aarde geskep het, dink jy hy is nie by magte om 'n uitweg vir jou vandag te skep in jou situasie nie? Dink jy dis vir hom onmoontlik om vandag vir jou te sê, my boetie, my sussie, kom ek wys jou, wat kan ek vir jou doen? Maar weet julle wat is ons probleem vandag? Ons glo meer in die wêreld en in die dinge wat in die wêreld aangaan, as wat ons glo wat God se woord sê. As ek en jy glo en staan op sy woord, kan hy vir jou enigiets doen. Maar jy moet dit glo. Jy moet sê, Here, as U dan die skepper is, dan gaan ek na U toe, want U het my geskape. Hoekom het God jou gemaak? Hy het jou gemaak met 'n doel. Die Bybel sê ek en jy is eerste gemaak om God te aanbid, om hom eerste lief te hê en dan jou naaste soos jouself. Hy wil hê ek en jy moet eerstens hom lief hê en dan moet ons naaste lief hê. Ons moet vir ons naaste ook daar wees. Genesis 18 vers 14 sê, sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom en Sara sal 'n seun hê. Weet julle toe die Here met Abraham praat en die Here sê vir Abraham, Abraham, verlaat jou hele volkie, gaan nou hier uit Bybelskloof uit, Melke, trek nou daar na 'n ander land toe, gaan Mosambiek toe, ek gaan nou daar vir jou onderhou. Toe doen Abraham dit. En die Here sê vir Abraham, Abraham, kyk na die sand van die see, kyk na die sterre in die hemel. Ek gaan jou 'n ryk nageslag maak. Ek gaan jou seën. En Abraham sê, Here, maar ek is al amper 100 jaar oud. Hy was toe 99 jaar oud. Hy sê, Here, hoe's dit moontlik? En Sara, sy luister daarna en sy kom gewoon ontken dit en sê, maar ek het nie gelag daaroor nie, want sy het gedink, Here, julle vrouens moet meer geloof kry. Abraham het geloof gehad. Abraham het geglo. Hy was 99 jaar oud en die Here sê vir Abraham, 'n jaar van nou af sal jy 'n seentjie hê. En hy het 'n seentjie. Dink net jy moet alles verlaat, jou hele familie, en daar gaan jy die onbekende in. En die Here sê vir jou, ek gaan jou ryk nageslag maak, en hy sê, Here, hallo, ek is eintlik, Sarah is al oor haar tyd. Hy kan nie meer kinders hê nie, dit is verby. Haar time is ticking, tik, 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 is klaar. En die Here kom en hy sê, Abraham, kom ek wys jou. En daar word Isaakie gebore. En toe Isaakie 12 jaar oud is, toe sê die Here vir Abraham, gaan offer hom. En Abraham staan met daai mes, hier is daai kindjie vasgemaak. En die Here sê vir Abraham, offer hom. Het julle al daai stories vandag in die koerante gelees? Pa wil sy seun slag. En daai kind gaan vir elke sielkundige om te gaan hulp kry, want en Abraham moet na elke sielkundige toe gegaan, maar hy het gedoen wat God sê. So 100 jaar oud is Isak gebore, maar Abraham was gehoorsaam.
Abraham was gehoorsaam. Hy het gesê, Here, U spesialiseer in die onmoontlike. As U vir my sê op 100 jaar, weet julle toe ek gisterand daai ding lees. Hoe sê die Here vir my? Is iemand wat dalk op Facebook na hierdie boodskap luister of dalk vanoggend in hierdie kerk sit, wat sukkel om swanger te raak. Sê die Here vir my, ek vir daai persoon sê jy gaan 'n kind hê oor 'n jaar. As jy vanoggend sukkel om swanger te raak, ek waarborg jou as jy God glo, as jy op God se woord staan, sal God vir jou die onmoontlike moontlik maak. Maak nie saak wat jou ouderdom is nie. As God vir jou 'n woord gegee het en jy verwag 'n kind en dit het nog nie gebeur nie, sit jou geloof in die Here. Die Here gaan vir jou iets doen, maar jy moet dit glo. Jy moet sê, Here, ek staan op die woord wat U vir my gegee het. Hoekom moet ons kinders hê? Is dit Bybels? Die Here het heel in die begin sê, kom ons maak die mens na ons beeld, na ons gelykenis, laat hulle dit onderwerp, laat hulle heers, wees vrugbaar en vermeerder die aarde. Kinders, soos ek nou gebid het in Jeremia 1, kinders is geskenk van die Here af. Die Here sê, ek ken jou van voor jou geboorte. Toe jy geheim gemaak is, het ek van jou geweet. Ouers, julle kinders is belangrik, hulle is nie ongeluksvoëls nie. Hulle het nie toevallig gebeur nie. God het 'n plan met jou. Al sit jy hier vandag en iets het in jou lewe gebeur jare terug, dat mense vir jou gesê het, jy gaan dit nie maak nie, dat mense vir jou gesê het, jy's nie goed genoeg nie. Ek waarborg jou vandag, God het 'n plan met jou lewe. Maar jy moet dit glo. Maak nie saak hoe lyk jou lewe tot nou toe nie. Vir die Here is niks onmoontlik nie. Maar glo jy dit? Kan jy sê, Here, ek staan op U woord. Die Here beweeg ver bo menslike vermoë. Dit wat ek en jy nie eens dink nie. Dit wat nog nie is, die Bybel sê wat nog nie eens by 'n mens opgekom het nie. Dit het God al geweet, dit het hy al reeds gedoen. Dan lees ons in Jesaja 55 vers 8 tot 12. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my weë hoër as julle weë en my gedagtes hoër as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan elke saaier en brood aan die eter. Wat se saad het jy in die grond? Hy sê hy gee saad aan die saaier. Hoe lyk jou saad? Is jy van daai ouens wat die saad in die grond sit en nou dan gaan eet jy dit op? Of nou dan spreek jy 'n woord, nou kry jy 'n woord by die Here en as dinge begin sleg gaan, dan kanselleer jy daai woord met jou woorde. Dan kanselleer jy. Hy sê hy gee saad aan die saaier. En dan sê hy vers 11, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag. En voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Is God se woord voorspoedig? Dit behaag God? As hy vir jou 'n woord gegee het, want jy maar weet, daai woord is om jou tot voorspoed te bring. Of hy kan vir jou 'n woord bring om jou te waarsku, maar daai waarskuwing op die einddoel van die waarskuwing is ook tot jou voordeel. God se woord is altyd tot opbouing, is altyd tot stigting. God wil jou bou, hy wil jou sterk maak. Vers 12, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Hy sê, want met vreugde sal julle gelei word. En my vrede sal van julle besit neem. En berge sal voor julle in die hande klap. Miskien sit jy vanoggend in een of ander situasie, waar jy voel, Here, my situasie is onmoontlik. Vader, die aanvegtinge hou net nie op nie. Here, dit is net iets verskriklik. Dit voel of ek besig is om te swem, maar dit voel of ek nie kan meer swem nie. Dit voel of ek verdrink. Hier sê die Here, met vreugde sal jy uittrek en met vrede sal jy gelei word. Wil jy God se vreugde hê? Wil jy sy vrede ervaar? Staan op sy woord. Begin om glo op sy woord. Vertrou hom. Hierdie woord het die Here vir my gegee. In 2002 het die Here hierdie woord vir my gegee. Ek het julle al die storie vertel, ek wil my huis verkoop, kon nie my huis verkoop kry nie, ek sit die ding in die mark, hy word nie verkoop nie, en eers gee die Here my 'n woord in Psalm 25, na 'n jaar gaan soek ek die Here op, en ek sê, Here, okay, nou wat nou? Kry nie die huis verkoop nie, na 'n jaar sê die Here vir my, moenie die huis verkoop nie. Daar gaan weer 'n jaar verby nie, woensdagoggend staan ek op, en ek ervaar in my hart, die Here sê vir my, verkoop die huis. En ek sê vir my vrou, my liefie, ek dink ons moet die huis vandag verkoop. Hy sê, waar val jy nou uit die bus uit? Ek sê, weet jy wat, ek weet nie, maar ek kry hierdie gevoel in my hart. Ek sê vir maar ek gaan die Here vertrou, ek gaan 'n woord soek. En die Here gee my daai dag hierdie woord. Dit was die woensdagoggend.
gee die Here my hierdie woord. Vrydag aand, dis my huis verkoop. 3 dae, verkoop die Here daai huis. Hoekom? Hy het my 'n woord gegee. Eers wou ek dit in my eie krag doen, en toe God my 'n woord gee, toe gaan staan ek op sy woord, toe gaan doen ek wat sy woord sê. Partykeer wil ons goed in ons eie krag doen, dan raak ons moedeloos. Hier sê die Here, jy sal uittrek met vreugde. Hy sal jou lei in sy vrede. As jy sy vreugde en vrede wil hê, doen wat sy woord sê. Kom terug by sy woord, kry 'n antwoord uit sy woord uit. God se krag is sy ewige krag. Amen. As God se krag in 'n situasie oorneem, kan ek jou waarborg vandag, niemand sal dit keer nie. Kom ons lees Psalm 90 vers 2. Voordat die berge gebore was, en u die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Is dit nie wonderlik nie? Hy's gister, vandag en môre, tot in alle ewigheid. Is God dieselfde, hy verander nie. Weet jy wat het deur die jare verander? Ons uitkyk, ons geloof, ons siening van God, ons siening van die wêreld, ons siening van wat ons in ons situasie ervaar. Hoe ervaar jy jou situasie? Ervaar jy dit negatief of kan jy sê, Here, tot nou toe het die duiwel my aangeval, maar ek gaan nie verder vir sy aanvalle val nie. Want weet julle wat doen ons? As die aanvalle kom, wat doen ons? Ons hardloop na verkeerde goed toe. Ons raak kwaad, of is dit net ek wat kwaad raak? Die Here weet, ek kan my toys baie keer in die kortheid gooi onnodig. En dan moet ek tot my eie skaamte agterna gaan en sê, Here, vergewe my. Weet julle wat's erg? As jy op hierdie kansel staan en preek, en jy kom by die huis, en jy sê iets en jou vrou en kinders sê vir jou, ja pastoor, jy kan dit vir die lidmate sê, maar hoor hoe praat jy nou? Dan praat jy so 'n bietjie anders, nee. Dan begin jy besef, Here, wat jy hier praat, moet jy by die huis praat. Wat jy by die huis praat, moet jy by die werk praat. Wat jy by die werk praat, moet jy op die straat praat. Daar waar jy kom, moet jou praat altyd dieselfde wees. Jy kan nie nou so praat en nou dit gaan kanselleer nie. Ons moet dieselfde praat. Sorry. Hoe verander God jou onmoontlike situasie na 'n moontlike situasie? Sê vir die ou langs jou, my situasie vandag is nie meer onmoontlik nie. Jou situasie is nie meer onmoontlik nie. God wil jou situasie verander. Kom ons kyk, die eerste ding, hoe verander God? Deur jou geloof. Ek en jy moet geloof hê. Jy kan nie na God toe gaan en sê, Here, ek vertrou U, maar jy vertrou hom nie werklik nie. Hy sê in Markus 9 vers 23, en Jesus sê vir hom, dis hierdie kind wat maansiek was, en sy pa vra vir die Here, en Jesus sê vir hierdie pa, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Wat dit betref, wat betref, hoor, die pa vra hom in die vorige vers, hy vra hom in vers 22, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. Weet jy, hoeveel keer het ek en jy al vir die Here gevra, Here, as u iets kan doen, God het dit klaar gedoen, weet jy dit? Jesus het klaar aan die kruis gesterf. Hy het klaar die prys betaal. Dis hoekom Matteus 18 vers 18 sê, wat ek en jy op hierdie aarde bind, is in die hemel gebonde. Wat ons op hierdie aarde ontbind, is in die hemel ontbonde. As dit in God se woord staan, het dit klaar gebeur. Maar weet jy wat? Ek en jy glo dit net nie. Ons glo dit net nie. Dis hoekom die realiteit nie in ons lewens plaasvind nie. Want ons wag tot môre toe, of ons kyk nog steeds eers na die omstandighede. Kyk na God. Hef jou oë op. Hy sê vir daai seun, se pa, as jy glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Glo jy vandag God kan jou omstandighede verander? As jy dit glo, praat jy dit, leef jy dit, staan jy op die belofte, of sê jy van daai wat sê, Here, soos die wind waai, so gat ek maar. Jy kry ons party mense, as hy by hierdie groepie kom, dan praat hy so. As hy by hierdie groepie kom, dan praat hy so. En as hy by niemand kom nie, dan praat hy nie. Begin met God oor jou situasie praat, spreek lewe oor jou situasie. Die tweede ding wat ons moet doen, is gebed. Geloof, gebed. Hoe lyk jou gebedslewe? Gee jy jou situasie vir die Here en dan glo jy dit? Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade, bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Jy sien, dis twee goed wat hier plaasvind. Jy moet in die eerstens vurig bid. Jy eintlik 3 goed. Jy moet dit glo en wat nog? Wat sê hy daar? Die vurige gebed van 'n regverdige.
Jy kan nie deurtjies oopmaak en met sonde die hele tyd besig wees en dink God gaan jou antwoord nie. Jy moet 'n regverdige voor God wees. Jy moet 'n lewe van God, 'n lewe wat aan God gewy is. En God wil jou antwoord. Hy sê jou gebed het krag. Amen. As jy voel, Here, niks in my lewe gebeur nie. Wat doen jy? Dan gaan jy terug binne kamer toe. Dan gaan bid jy maar weer. Dan gaan bid jy totdat. Hy sê in Matteus 7 vers, ek dink is 7. Ja, 7. Hy sê bid. En vir julle sal gegee word. Soek. En julle sal vind. Klop. En vir julle sal oopgemaak word. Hy sê bid. Soek. Het julle al gesien? Partykeer soek ons net so bietjie, dan raak ons moeg. Sê ons, Here, nee, hierdie gebedslewe, ek het nou lank genoeg die aangesig gesoek. Ek het nou lank genoeg 'n antwoord gesoek. Ek het nou lank genoeg 'n deurbraak gesoek. Dan gee ons maar op. Hy sê soek. Bid, soek. Klop. Het jy al gedink as jy aan die Here se deur klop en jy hou aanklop? Die Here gaan na sê, soos daai onregverdige regter met daai vrou, toe hy na gesê dat ek tog net vir haar gee wat sy wil hê, want sy irriteer my. Dan sê die Here, hoeveel te meer sal die Here goed doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag na hom roep. Daar's 'n vereiste, soek hom, klop, tot hy oopmaak, tot hy vir jou die antwoord gee, totdat jy die deurbraak kry. Nou het ek heeltemal my plek verloor. Ek kom nie eers weer optel. As God self, partykeer, weet jy wat, partykeer sien God, ek en jy kan nie meer nie. Hy het nogal 'n manier om partykeer self in te tree. Om partykeer self vir jou te sê, man, kom ek doen sommer vir jou. Kom ek fight sommer vir jou die fight. En dan lees ons in Eksodus 14 vers 21. Toe steek Moses sy hand oor die see uit en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei die hele nag deur en die see droog gemaak. En die waters is gekloof, en die kinders van Israel het midde in die see getrek, op droog grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant, wat eers partykeer jou doodsvonnis is, wat partykeer jou probleem is, wat partykeer jou obstakel is, dit wat jy moet oorkom, dit het vir hulle 'n muur geword, wat hulle beskerm het, dat hulle oor droog grond kan gaan, want hoekom? God het ingetree. Dink toe koning Hiskia, toe hy gaan bid, hy bid en hy sê, Here, hier kom hierdie koning Sanhedrin, en hy kom en hy gee vir Hiskia 'n brief. Hy sê vir Hiskia, hoorie, ons gaan jou klaarmaak. Hy gee vir hom 'n brief, hy maak hom bang. Hy sê vir hom, ons het al hierdie stede ingeneem. Hiskia gaan na die Here toe. En die Here sê, moenie bekommerd wees nie. Die Arameërs sal nie in hierdie stad inkom nie. En op een aand verslaan die Here 185.000 man. Die engel van die Here verslaan 185.000. As hy dit hier vir die Israeliete die see kon oopkloof, hoekom kan hy nie vir jou 'n pad maak nie? Al voel jy vandag, Here, ek is by 'n doodloopstraat. God maak vir jou 'n pad. Wanneer jy op jou einde van jou krag kom, weet jy wat, sit jou geloof in die Here, dan neem hy oor, dan help hy jou, maar jy moet na hom toe gaan. As God self intree. Hoe om God se krag in jou lewe, hoe om God se krag in jou lewe te aktiveer. Ons almal weet, God wil hê ons moet beweeg. Hy wil hê ons moet optree. Hy wil jou oorwinning gee. Maar wat moet ek en jy doen? Kom ons kyk gou na die eerste ding. Sorry. Jy en ek moet altyd eers geloof neem. Jy weet die wêreld sê, wys my, dan glo ek. God sê, glo my, dan wys ek jou. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. Geloof is die sleutel om te ontvang. As jy na God toe gaan, hoe gaan jy na hom toe? Gaan jy hierdie ou patetiese ouetjie wat sê, "Ag Here, as dit u wil is, dan gaan u dit vir my gee." Of gaan jy en sê, "Dankie Here, ek staan op u woord. U woord sê u wil dit vir my gee. U woord sê u gaan dit vir my gee." As jy God glo dat hy 'n God van oorgenoeg is, sal hy dit vir jou doen. Spreek woorde van geloof. Spreek geloof oor jou situasie. Hou op om dood te spreek. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Wie dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. Partykeer eet jy die vrug van daai doodsbenere wat jy so oor jou situasie spreek. Hou op dood spreek, begin lewe spreek. Sê, Here, ek spreek lewe oor my situasie. Moenie dood spreek nie. Vers 20 sê, met jou woorde dek jy die tafel van jou lewe. Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Jou situasie waarin jy vandag sit, is dit nie dalk jou woorde wat jy 5 of 10 of 20 jaar of 'n jaar terug of 'n week terug gespreek het nie.
Is dit nie daai woorde wat vandag jou maag versadig, of laat jy ook soos Johannes daai boek eet en dan word hy bitter in jou maag. Party ouens se goed word bitter, want hoekom? Hy spreek bitter woorde. Hy spreek dood oor homself. Dink aan Petrus. Petrus sê, Here, as U op hierdie water loop, kan ek dit ook doen. En die Here sê, okay, kom. Hy spreek lewe. En daar gaan Petrus, hy het geloof. En toe hy so eentjie weg is, wat doen hy? Toe begin hy nie meer na Jesus kyk nie, hy kyk na die golwe, hy vat sy oë van die Here af en toe sink hy. Dankie Here, as ek en jy sink, God is altyd daar om jou hand te vat. Miskien voel jy vanoggend, Here, ek is besig om te sink, maar ek waarborg jou, God is langs jou. Al voel jy ver van hom af, steek net jou hand uit. Roep hom net aan en hy sal jou help. Hy sal jou, soos Petrus, sal jou uit daai bootjie uitvat. Beweeg in gehoorsaamheid. Weet jy, dit is belangrik dat ek en jy gehoor gee aan God se woord. Laat ons 'n woord by die Here kry en sê, Here, kom ons tree op. Deuteronomium 28 vers 1 sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En dan sê, as jy sy gebooie onderhou, as jy sorgvuldig doen wat sy woord sê, wat sê hy gaan met jou gebeur? Vers 2, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Is dit nie wonderlik nie? Hier beweeg ek en jy. Ons beweeg, ons niks wat gebeur nie. Ons situasie is dood. Skielik begin ons gehoorsaam optree. En die Here sê vir jou stop, of die Here sê gaan, en hier kom hierdie seëninge. Ja, ek sien al hierdie tsunami wat so oor jou lewe kom. 'n Tsunami van seëninge wat oor jou kom. Hoekom? Omdat jy gehoorsaam is, omdat jy optree in gehoorsaamheid aan God se woord. Nog iets wat belangrik is, omring jouself met positiewe mense. Mense wat jou kan opbou. Wat sê Matteus 18 vers 19? Waar 2 of 3 in sy naam, kom ons lees vir julle reg, dat ek nou nie verkeerd sê nie. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, is ek in julle midde. Wat het Bertus getuig vanoggend? Hy vrou sit vir jare en jaar haar voete in 'n kerk nie. En in een oomblik toe verander die Here haar. Weet jy, 'n kerk is belangrik? Medegelowiges is belangrik. Moenie jouself as jy negatief is, moenie 'n ou gaan soek wat negatief is om jou te probeer help nie, want glo my, gaan vir jou van die wal af van die sloot help. Kry iemand wat jou kan opbou. Dit is belangrik om saam medegelowiges te beweeg. Hebreërs 10 vers 25 sê, moenie jou onderlinge gemeenskap met jou broers afskeep soos sommige die gewoonte het nie. Dan sê in die tweede gedeelte, maar vermaan mekaar des te meer na mate julle die dag van die Here sien naby kom. Hoekom sê hy, moenie julle onderlinge gemeenskap afskeep nie? Kan julle onthou wat met Thomas gebeur het? Nadat die Here opgestaan het, verskyn hy aan die ander 10. Judas het toe selfmoord gepleeg. Thomas, ons weet nie waar hy was nie. Hy het dalk gaan visvang, dalk het sy kinders gaan perdry, dalk het hulle gaan swem, dalk het hulle gaan sport doen. Ek weet nie waar hy was nie. En die Here verskyn op die eerste dag van die week, Sondag, en hy mis dit. En hy sê vir hulle, en hulle sê vir hom, die ander disippels sê, die Here was hier. Hy sê, waar? Sê hy was hier. En 'n week later, weer die eerste dag van die week, weer toe die disippels saam is, daar's soveel dinamika in saam wees, kryf jou ouens wat jou opbou, toe's die Here daar. En Thomas sê, Here, is dit U? En die Here sê, kom Thomas, jy het ons gesê, wil eers jou hande in my sye steek en in my wonde. Kom, hier's hulle, kom kyk. Thomas sê, die Here sê, salig is hulle wat glo, al het hulle nie gesien nie. Partykeer wil ons mos eers sien voor ons glo. Kom ons glo, kom ons bou, kry mense wat jou kan opbou. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, ek vra jou, kry ouens wat jou kan optel, saam met jou kan bid, saam met jou kan stry, wat jou kan sterk maak. Wat is die voordele om die Here te vertrou in die onmoontlike? Wat is die voordele? Jy kry oorwinning oor aanvalle. Jesaja 54 sê, as die aanvalle kom, waar kom die aanvalle vandaan? Is dit van God af? Hy sê, as die aanvalle kom, dis nie uit my nie, sê die Here. Hy wat jou aanval sal oor jou val. Geen wapen wat in jou gesmee word, sal enigiets uitrig nie. En dan lees ons, 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, kan ek sien, wie van julle behoort aan die Here? Wie het sy hart vir die Here gegee? Wie kan sê ek is koningskinders? Is jy uit God gebore? Ok, as jy uit God gebore is, hoor wat sê hy, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dis die oorwinning, wat die wêreld oorwin het. Kom ons kyk, wat is die oorwinning? Wat sê hy daar? Jou en my geloof.
Miskien sit jy vandag in 'n situasie waar jy sit omdat jy nie gelowig is nie. Omdat jy sê, Here, ek glo U, maar U glo nie. Om die Here te vertrou. Die voordele is bonatuurlike deurbrake. Jeremia 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie. Ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Kan julle onthou? Wat het die Here vir ons hierdie jaar gesê? 'n jaar van restaurasie, dis hierdie skrif. 'n jaar van restaurasie, ek gaan iets nuuts maak. Ek gaan jou deurdra, ek gaan vir jou wonderwerk doen. Glo jy dit? Glo jy vanoggend God kan vir jou wonderwerk doen? 2 Konings 6 vers 17. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kan sien. En met eens was die berg vol perde en waans, en van vuur rondom Elisa. Weet julle, ek bid so volgende dat die Here ons oë oopmaak. Laat ons nie net die vyand sien nie, maar laat ons God se oorwinning sien. Laat ons sien, Here, daar's meer as net dit wat ek nou beleef. Daar is oorwinning, daar is 'n deurbraak, daar is iets beter wat gaan kom na hierdie jou struikelblokke, jou aanvalle, jou probleme, dit wat jy nou deurgaan. Weet jy, dis tydelik. Iewers sal dit ophou. Iewers sal dit klaar kry. Die voordeel om God te vertrou is ongekende guns en voorsiening. Psalm 84 vers 12 sê, want die Here God is 'n son en skild. Is dit nie wonderlik nie, wat sê Efesiërs 6? Die skild, wat is daai skild? Jou geloof. God is jou skild, maar jy moet geloof hê. Jy kan nie verwag vir 'n deurbraak, maar jy laat sak die skild of jy gooi die skild weg nie. Jy moet die skild van geloof hê. Hy sê dis ongeskende skild, is 'n son. Jesaja 60 sê, jou son sal nie ondergaan nie. En jou maan sal nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig en die dae van jou treurigheid is vir altyd verby. Hier sê hy is jou son. Jou son sal nie ondergaan nie. Jou maan sal nie kleiner word nie. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Dink 'n bietjie. Josef is verkoop as 'n klein seentjie. Hy het 'n koning geword. Hy het 'n hele volk gered. Dit waardeur hy gegaan het 'n getuienis geword. Dink aan Daniël. Hy's in die leeukuil gegooi. Hy het geweier om van die koning se kos te eet. Sy 3 vriende is in die vuuroond gegooi. God het hulle deurgedra. Hy het hulle aan die ander kant uitgebring. Hy kan dit vir jou ook doen. En dan die laaste ene. Vrede. Voordele om God te vertrou is jy kry vrede. Jy kry 'n innerlike vrede al woed die wêreld om jou. Die vrede wat binne in jou is iets wat jy nie kan beskryf nie. Jesaja 26 vers 3 sê, U stal 'n standvastige gesindheid. Weet jy, jou gesindheid moet dieselfde wees. Jy kan nie vandag so praat en môre so praat nie. As jy vrede wil hê, moet jy 'n standvastige gesindheid hê. Staan op God se woord. Al woed die storms om jou, staan op God se woord. Hou jou oop hom, moenie jou oë van hom afvat nie. Gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Jou vrede is jou vertroue in die Here. So om standvastig in die Here te vertrou. En dan kyk ons bietjie Markus 5 vers 25 tot 34. Hierdie vrou lê aan bloedvloeiing. Sy het al alles geprobeer. Niks werk nie. Maar sy sê, Here, as ek net aan die soem kan raak. As ek en jy net bietjie by die Here kan uitkom in jou binnekamer, bietjie tyd met die Here kan spandeer, net kan sê, Here, as ek net die soem aanraak, en toe sy daai soem aanraak, toe verander daai hele wêreld, toe kry sy daai vrede, waarna sy vir soveel jare gesmag het, al haar geld uitgegee aan dokters. Miskien het jy al jou geld op ander goed gespandeer, gesê, Here, ek kry nie vrede nie. Weet jy, vrede lê nie in aardse goed nie, vrede lê in jou hart. Toe daai vrou die Here aanraak, as jy 'n aanraking van die Here het, verander jou hele wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir U woord. U woord lei ons, U woord help ons, U woord maak ons sterk. Vader, word verheerlik in en deur ons lewens. Here, miskien sit hier iemand vandag wat sê, Vader, ek's op moedverloorse vlakte. Ons kan vanoggend weet, Here, U sorg vir ons. U dra ons, U's 'n held wat verlossing skenk. U is altyd daar, U sal ons nooit begewe, U sal ons nooit verlaat nie. Dankie vir die goedheid, dankie vir die guns. Word verheerlik as ons hier uitstap. Here, help ons dat ons die geloof sal behou. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Help ons om ons geloof te behou. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.